Goeiemôre gemeente, die orgelvoorspel was 'n verwerking gewees van ons boetelied wat ons vanoggend gesing het. Jy sal die melodie onmiddellik herken het as die van Psalm 42. Ons begin ons inleidende sang met die pragtige lied 209 in die liedboek van die kerk. Heer, met my hele hart kom sing ek 'n lofsang. So pragtige teks. En ons gaan die versie 2 keer deursing. Pragtige teks. As tussenspel gaan ek vir u vanoggend 'n verwerking van hierdie lied speel. Die verwerking is geskryf deur die befaamde oralis van Stellenbosch, Zurada Temming. En dit is 'n buitengewone kwaliteit komposisie wat sy van hierdie lied geskryf het. Aanstaande Sondag gaan die diens handel oor die skepping in 'n nuwe lied wat ons aangeleer het, wat ons ook by die geleentheid gaan sing, is lied 472 in die liedboek van die kerk. Ons sing die 3 versies daarvan saam. Jy sal sien, dit sluit aan by die gedagte van die skepping en ons gaan die ondersteuning van 2 pragtige trompetspelers ook hê wat vir ons hiermee gaan begelei.
Baie mooi, jy het regtig pragtig gesing en ek raak opgewonde as ek hoor 'n nuwe lied word so pragtig gesing, 'n pragtige melodie uit die Engelse liedereskat wat dateer uit 1708. Ons sluit ons inleidende sang tot die erediens af vanoggend met die sing van 'n toewydingslied, lied 171 in die liedboek van die kerk, en dit is Heilig, Heilig, Heilig. Die lied word staande gesing. Baie dankie vir die hartlike saamsing vanoggend. Dit is vir my 'n hartverwarmende klank om na u sang te luister. Kom ons sluit af met hierdie mooi lied. Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is in die spelvlak van ons Augustus maand wat ons praat oor geregtigheid, koningskrykstyd. Ek sien hier en daar 'n nuwe gesig. Mevrou is raak nou al 'n gereelde gesig. Is baie lekker om dit te sien. Welkom weer een. Kom ons draai asseblief na mekaar toe. Julle ken die reël. As jy nie die persoon ken voor langs jou nie, asseblief stel jouself voor. Kom ons groet asseblief mekaar. Is daar iemand wat vanoggend vir die eerste keer hier by ons is? Fifi, baie welkom. Jy is vir die oggend vir die eerste keer hier by ons. Is daar nog iemand wat vir die eerste keer vanoggend hier by ons kuier? Net Fifi. Goed, alright. Zanita, kan ek dan vir jou vra om asseblief vir Fifi 'n lekkertjie te gee? Baie dankie. Dit is lekker om hier so te hê, Fifi, hoor. Ons hoop ook jy raak 'n gereelde gesig. Dankie sie. Jy weet daarom waar sit sy. Baie dankie. Ek waardeer dit weer. Thanks. Gemeente, die afkondigings. Nita, baie geluk aan jou. Jy het die jagpakket loetjie gewen. Daar sit sy het haar loetjie gekoop die dag toe Anel gedoof was.
So ek sê vir Stein ook, daar kom net goeie goed uit 'n doop uit, né? So baie geluk ook. Geniet die prys. Dankie vir almal se ondersteuning met die jagpakkette. Willie, dankie ook. Ek weet julle wil nie altyd julle naam genoem hê nie. Ek ken ook nou al jou hart. Ek weet jy doen dit ook nou al vir iets groter as om genoem te word, maar ongelooflik baie dankie, hoor jy. Ons waardeer hierdie dit is 'n ongelooflike pakket wat jy geskenk het en dit het lekker samewerking onder die gemeente meegebring en baie dankie ook vir julle vrygewigheid hier en ons waardeer julle. Dan ook die wenners van die meeste kaartjieverkope. Andre de Jager het eerste plek gekry. En dan tweede plek was 'n taai geweest. So ons het toe nou besluit om die 1000 en die R500 te meng, te kombineer en dit in 2 te deel. So Dr. Gerard, baie geluk ook aan dokter wat ook die prys gewen het. Dankie ook vir julle ondersteuning en die hulp met die kaartjieverkope. Ons is 'n naweek, 'n week voor ons Kermis. Ons is baie opgewonde oor die Kermis. Ons begin saam te kuier Vrydag met potjiekos, bazaarpudding, wit olifant, klereverkoping en dan Saterdag is die tradisionele Kermis. Loer asseblief in die nuusblad, al die nodige bazaar-inligting is daarso, die bestelvorms, alles is daar te kry en dan, kom ek gaan dan eers sê, ek sien hy's hierso in volgorde. Ons kort nog asseblief hulp met die volgende. Lidmate wat vir ons rys of krummelpap kan maak, so satie en worsverkope, vleisverkope, die hotdogs en burgers. Ons gaan nie burgers sê, ons gaan net hotdogs sê, hoor. En dan die ketty en die winbikskiet. Ek weet nie, is ergens hier vandag? Ergens wat in die belydensklas is. Okay, daai man kan 'n klip gooi. Daar kan ons hom vra om vir ons te help by die wimbiks en die kettyskiet. En dan gemeente, na afloop van die erediens in die sitkamer, is daar ook al reeds bazaarpakkies te koop. So as jy nie lus is om in die ry te staan komende Saterdag nie en dit vir jou makliker gaan wees om nou jou pakkie te koop, asseblief in die sitkamer na afloop van die erediens is dit te koop. Die kaartspoedmasjien is ook beskikbaar indien jy dit sou wou gebruik. Ons het asseblief nog iets nodig vir ons tuisgebaktafel. Indien jy enigiets kan maak, fudge, klapperys, cupcakes, koeke, terte, broodpak, beskuit, enige iets, ons sal dit graag waardeer. Die besonderhede is ook in die nuusblad. Jy kan net met Aline gesels. Sy sit ook sommer hierso voor. So sy is ook beskikbaar vir na die diens. Dan volgende Sondag het ons 'n gesamentlike diens met die seisoen van die skepping. Nou hierdie is vir my 'n diens wat uitstaan saam met klomp ander dienste in die jaar, mens kan amper nie kies nie, maar 'n besondere moment in die kerkjaar in September maand, waar ons kom stil raak en die Here kom loof dat hy wat die almagtige skepper is, homself bemoei met ons wat nietige skepsels is. So ek dink regtig hierdie is 'n diens om te dagboek. Asseblief kom geniet dit saam met ons. Dit is grootendeels 'n sangdiens, 'n lofprysingsdiens. Dan op Sondag 15 September vier Huguenot haar 65ste bestaanjaar. Ons gaan 'n dankdiens hou. So ons September maand, ons kop die September maand af met 'n goeie kuier met die Kermis. Ons gaan 'n dankdiens hou. Daar sal komwyntjies en koffie wees na afloop van die diens. Maar ons gaan ook saam braai. So die van julle wat saam wil kom braai is meer as welkom. Vure en broodjies sal voorsien word. Dis absoluut gratis. Jy bring jou eie eetgerei en eie kos en drinkgoed. Sal lekker wees as julle saam met ons kom kuier. Elisabeth Lala, sy is een van die personeellede. Sy verwag 'n tweeling, 'n seentjie en 'n dogtertjie. So as daar enige een van julle is wat dalk ou baba toebehoor het wat julle nie meer gebruik nie, wat rond staan, asseblief, ons sal graag vir verskoning, 'n pakkie opmaak om haar ook te help en haar so seën te wens op die 2 babatjies wat kom. Gemeentekamp die 20ste en 22ste September. Julle kan met oom Shaal. Kan ek sommer vir oom aanwys? Ek sien oom se naam is hier op. Julle kan met oom Shaal gesels vir meer inligting daar rondom en dan gaan ons gou die blommetjies uitdeel. Al twee hierdie persone is in Noorderbloem. Die eerste bossie blomme gaan aan Tannie Magda Pretorius. Is daar iemand wat vir ons sal help met 'n bossie blomme vir Tannie Magda Pretorius? Dankie Elsa, ek waardeer. En die tweede bossie blomme is vir Tannie Morijn Oosthuizen. Haar skoonkind is oorlede. Baie dankie Tannie Linda, ek waardeer dit. Goed, kan ek dalk weer, Ilse, kan ek dalk weer julle kinders vra om vir my te help? Sanita, Lenay, sal julle vir my die Christuskers kom aansteek? Sandra, Ilse, as julle dalk sou wou kom help, is julle welkom, maar ek dink Sanita het al
Ken die ropes? Niemand kon op die aarde woon toe God die hemeldak styf getrek het nie. Daar was niks onder die aarde toe God die aarde opgehang het nie. God maak die wolke vol reënwater en die wolke bars nie van al die water nie. God steek sy troon weg in die hemel agter die wolke. Hy het die horison rondom die see gesit, daar waar die lig ophou en die donker begin. Genade vir julle en vrede van God ons Vader, sy Seun ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Ons skrifgedeelte vandag is Joshua 1, maar anders as op die bord gaan ek 2 perikope lees, wat beteken ons lees die hele hoofstuk 1. Joshua is die 6ste boek in jou Bybel.
Hy is sommer heel voor. Bestaan uit 24 hoofstukke, 658 verse. 3 goed oor Josua. Hy was gebore in Egipte as 'n slaaf, né? Hy is deel van die kerk wat die 10 plaae beleef het, uit Egipte uitgegaan het, deur die Rooi See getrek het en dan vir 40 jaar in die woestyn geleef het onder die sorg van die Here. Hy was Moses se assistent gewees en ook sy opperbevelvoerder. Reg, so sy assistent gewees, hulle sal onthou as Moses die berg opgaan, het Josua saamgegaan, ondergebly, maar ook sy opperbevelvoerder in die sin dat sou hierdie kerk van God in die woestyn 2 miljoen plus mense in kontaksituasies kom met ander stamme, het Josua hulle in 'n militêre weermag begelei. Hy is 'n fantastiese soldaat gewees. Dit kan jy ook in buitebybelse bronne lees. Historiese bronne sê vir ons dat Josua 'n merkwaardige soldaat gewees. Jy kan hom in dieselfde asem noem as Alexander die Grote, selfs was hy beter as dit gewees. En as jy self 'n soldaat is en hou van oorlogsintriges, is die boek Josua verseker vir jou 'n boek om te lees. Dit sou ongeveer 7 jaar in totaal vat vir hierdie kerk om die beloofde land in besit te neem en daar was tot kontak met meer as 30 weermagte gewees. Josua volg vir Moses op as leier op die ouderdom van 85 jaar. Nou voordat mens enigstens nog by die teksuitleg kom, is hier nou alself 'n stuk imperatief, 'n teologie binne. In die sin, wanneer ons nou selfs in koninkryk tyd is en vir onsself afvra, wat is ons rol as kerk in die wêreld, kan ons net sowel op hierdie punt mekaar vra, wat is jou verskoning dat jy nie deelneem aan die koninkryk van God nie? Want Josua wat op 85 bereid is om hierdie rol in te neem, sê nogal baie. Hy sal later sterf op 'n ouderdom van 110 jaar. En ek wil graag vandag fokus op die breër karakter en trekke van die boek Josua. Maar om die teksgedeelte in die prediking te anker, gaan ek vir ons die hele hoofstuk 1 lees. Hoofstuk 1 en hoofstuk 24 se inhoud is dieselfde. Wat beteken dat as ons gaan kyk na die struktuur en die opbou van die boek Josua, dan maak hy 'n sirkeltjie, né? Hy eindig soos wat hy begin het. En hoofstuk 1 is as ware die deur wat vir ons die hele narratief oopmaak na die boek Josua toe. So alhoewel ek gaan verwys na verskillende dele in die boek, reg oor die 24 hoofstukke, lees ons dan hoofstuk 1 as ons anker. Voordat ons luister na die hart van die Here, kom ons raak stil. Here, U woord is die lamp vir ons voete, die lig vir ons pad. Mag U daarom ook nou spreek, Here, want die kinders luister. Amen. Hoofstuk 1 vers 1. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun en assistent van Moses gesê, Moses my dienaar is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan julle, die Israeliete, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier, die Eufraat, die hele gebied van die Hetiete tot aan die groot see in die weste, alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek ook by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, ek sal jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moenie daarvan links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan.
dan sien jy slaag in wat jy moet doen, en jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Joshua die beamptes van die volk beveel, gaan die kamp deur en sê vir die mense, maak vir julle pad goed gereed, want oor 3 dae trek julle deur die Jordaan en gaan julle die land in besit neem, wat die Here julle God julle as besitting gee. Vir die stamme Reuben en Gad en vir die halwe Manasse stam het Joshua gesê, julle onthou die woorde van Moses die dienaar van die Here. Hy het vir julle gesê, die Here julle God sal vir julle vaste woonplek gee. Hy sal vir julle hierdie gebied gee. Julle vrouens en kinders en julle vee kan in die gebied aan hierdie kant van die Jordaan bly, wat Moses aan julle toegeken het, maar julle, elke weerbare man, moet informasie vir julle volksgenote uit optrek en hulle help. Eers nadat die Here aan julle volksgenote 'n vaste woonplek gegee het, soos vir julle, en hulle ook die gebied in besit geneem het, wat die Here julle God aan hulle gee, kan julle terugkom. Dan kan julle julle eie gebied, wat Moses die dienaar van die Here aan julle oos van die Jordaan toegeken het, in besit neem. Hulle het Joshua geantwoord, ons sal alles doen wat U aan ons opdra. Ons sal gaan waar U ons ook al stuur. Soos ons aan Moses gehoorsaam was, so sal ons ook aan U gehoorsaam wees. Mag die Here U God by U wees, soos wat hy by Moses was. Elke man wat hom teen U bevele verset en nie gehoorsaam is aan die bevele wat U gee nie, sal doodgemaak word. Wees U net sterk en vasberade. Tot sover die woord van die Here. Gemeente, die eerste 5 boeke van die Bybel staan bekend as die Pentateeg. Nou, Penta beteken 5, né? 5 boeke. Akademici en teoloë is oortuig dat die Ou Testament, soos wat hy op jou skoot lê vanoggend, nie altyd saamgestel was soos wat hy heiliglik is nie, en dat Joshua oorspronklik deel was van die eerste 5 boeke van die Bybel, maar toe het ons dit die Heksateeg genoem, né? Heksa beteken 6. En onthou, ons bestudeer die Pentateeg totaal en al op sy eie in vergelyking met die res van die 61 boeke wat sou volg. Maar hoe dit ook al gebeur het, dat Joshua los begin staan het van die Pentateeg, is daar nog steeds baie kontinuïteit tussen die boek Joshua en die eerste 5 boeke van die Bybel. Joshua figureer vanaf Exodus baie sterk, en dan sien ons in die boek Joshua hoe die volk uiteindelik die land in besit neem, wat God 430 jaar van tevore aan die voorvader Abraham beloof het. Nou, julle sal ook onthou dat Moses 12 spioene ingestuur het reg, hulle kom op hierdie Nebo-vlakte, die land simmer daar op die horison, die beloofde land. Moses stuur 12 spioene in om die land te gaan verken en dan rapport te lewer aan die volk oor wat hulle te wagte is. Julle sal onthou dat 10 van die 12 spioene teruggekom het en hulle was glad nie ten gunste van wat hier aangaan nie. Ek dink ons almal ken mense wat 'n probleem het vir elke oplossing, nee, ons ken mos sulke mense, reg? En hierdie 10 mense het amper half 'n probleem vir elke oplossing. Nou, imagine yourself, die audacity, reg? Vir 430 jaar, van generasie tot generasie tot generasie, vertel hulle mekaar en herinner hulle mekaar aan hierdie land wat die Here vir hulle kom gee, nê? Droom hulle oor hierdie beloofde land. Na 40 jaar se trek in die woestyn wil hulle graag settle. Hulle droom oor die land, oor wat dit kan wees en nie kan wees nie. Dan gaan hierdie 12 spioene en 10 van die 12 spioene kom terug en sê, ons weet nie lekker wat God gedink het nie, maar hierdie gaan nie werk nie. Reg, hier's reëse in hierdie land en hier's obstacles in hierdie land. Hierdie is 'n no-go. Joshua en Caleb, die enigste 2 van die 10 kom terug baie entoesiasties en optimisties en hulle kom terug en hulle sê, ouens, hierdie land is meer as wat ons ooit kon droom. Numeri sê vir ons, hulle het gerapporteer dat 1 druiwetros tot 11 kilogram geweeg het, né? Dit is die land van melk en honing. Die Here is goed vir ons, let's do this.
Joshua en Caleb het iets verstaan wat die ander toe nie verstaan het nie. Kan ek julle weer bietjie terugvat na Abraham en Lot? So Abraham en Lot se diere wys saam nie, en op 'n stadium raak hierdie kudde so groot dat Abraham vir Lot sê, hoorie, ons gaan moet skei. Jy gaan een deel van die land moet intrek en ek die ander deel, want daar is nie genoeg weiding vir ons diere nie. So Abraham sê toe vir Lot, hy is toe nou die nice een, hè. Hy sê vir Lot, hoorie Lot, kies jy eerste. Dit wat jy nie kies nie, sal ek vat. Lot natuurlik kies toe die mooi groen welige deel met die sceneries, en wat vir Abraham oorbly is die brak grond. Die dele wat Lot gekies het, sou later die settlements, sou later die stede Sodom en Gomorra word, wat God met vuur verwoes het, en Abraham sou oorvloed op oorvloed geniet. Waarom? Want dit gaan nie oor die land nie. Dit gaan oor God op daardie land. Dit gaan nie oor die land nie, dit gaan oor God in die land. Ek gee nie om die enige landbouekonoom of landboukundige kan my anders oortuig. Ek gee nie om oor die kwaliteit van die grond waar jy is nie. Dis God op die grond wat die verskil maak. En Joshua en Caleb besef dit, né? Natuurlik is hier al hierdie obstakels, maar as God saam met ons is, as God met ons is, as God hierdie trek beveel, dan kan dit net geseënd wees. Nou, as jy pen by jou het, of maak asseblief 'n mental note, hoofstuk 5 van die boek Joshua is 'n fantastiese hoofstuk, reg? Gaan lees dit asseblief. So Joshua, hulle maak nou gereed om Jerigo in te val, eerste stad van hierdie beloofde land, om Jerigo in te val. Op pad ontmoet hy 'n soldaat, 'n vegter. Maar die oorspronklike teks sê vir ons dat hierdie 'n proper soldaat was, reg? Dit was amper half 'n intimiderende figuur gewees. Joshua skraap sy moed bymekaar. Hy stap na die man toe, hy sê vir hom, "Ekskuus tog. Ek wil net hoor, veg jy vir ons of veg jy vir die vyand?" Redelik eenvoudige vraag, né? Veg jy vir ons of veg jy vir die vyand? Hierdie vegter, hierdie man, antwoord, nee, ek is die opperbevelvoerder van die Here se leer, en dan sluit hy af, trek uit jou skoene, want jy staan op heilige grond. Wat hierdie man vir Joshua sê is, Joshua, die vraag is nie of veg ek vir jou nie, die vraag is, veg jy vir my? Daar was baie spekulasies oor die eeue heen gewees oor wie presies hierdie man was wat Joshua geencounter het. Was dit 'n engel gewees? Was dit 'n aardsengel gewees? Want aardsengele word gewoonlik as warriors voorgestel, né, geillustreer. Die derde interpretasie is persoonlik die een wat ek voorstaan, maar jy kan natuurlik enige interpretasie kies waarvan jy hou. Die derde interpretasie sê dat hierdie 'n Christofanie was, 'n Christusverskyning. Die man wat Joshua ontmoet is Christus. En as 'n mens kyk na jou boek Joshua in gesprek met die res van die Bybel en veral die Nuwe Testament, is dit 'n baie sinvolle interpretasie. En ek gaan nou die lyn optrek daardeur. Gemeente, die eerste ding wat ons mekaar moet sê oor die verhaal van Joshua, en dit wat gebeur hier in hoofstuk 1 wat die tafel dek, is nie of God vir ons is, maar of is ons vir God. Ons beskuldig God baie keer, né, dat hy nie vir ons beklei nie. Ons beskuldig God baie keer, waar is hy? Wanneer ek besig is om my eie koninkryk hier op aarde te bou. Die opdrag gee hy self vir jou. Wees sterk, wees vasberade. Hy self gee vir ons hierdie opdrag. Die tweede ding is, en ek verstaan aan die een kant hoekom mense so voel, maar ook nie. Die tweede ding is dat baie mense sê, hoor hierso, maar die Ou Testament sukkel ons om bietjie meer te assosieer, want is hierdie verskriklike, bloeddorstige God. Want die opdrag wat Joshua kry op pad na Jerigo, God sê vir Joshua, luister Joshua, jy maak plat. Jy spaar niemand se lewe nie.
Julle maak die mans dood, julle maak die vrouens dood, julle maak die kinders dood. Nou sê baie mense wel, die God van die Ou Testament is baie wreed. Gemeente is so asof om jou eie seun te kruisig aan die kruis nie bloeddorstig en wreed is nie. Ek dink, as ons kyk na enige moment in ons geskiedenis, is die kruis van Christus die mees wreedste bloeddorstige moment in ons geskiedenis. 'n Onskuldige man wat moet betaal vir die wêreld se sonde. En dan is dit nog God ook wat daar hang. Julle moet verstaan dat die stad Jerigo eenvormig boos was. Niemand in die stad Jerigo was goed nie. Rahab is die enigste een wat God toe sou red, nê? Wat vir ons ook iets sê, dis nie dat God net plat maak nie, hy is ook 'n God van genade. Rahab kom tot inkeer wanneer sy die spioene op haar dak wegsteek. Die rooi tou wat sy laat uithang wanneer hulle wel Jerigo inval, nê? Die rooi tou is simbool van die kruis. Christus se bloed, rooi, teken op lewe, sy het gelewe. Rahab die prostituut sou later opgeteken word in die geslagsregister van Jesus. Dit op sigself sê vir ons dat dit nie net 'n God is wat links en regs plat maak, want hy kan nie. Jerigo was eenvormig boos. So wat gebeur in die boek Josua is dat God deur Josua geregtigheid laat geskied. En dis 'n ander ding waaroor ons God baie aankla, hè? Here, U is nie regverdig nie. Ek meen, het ek nou net die argument uitgetrap, né? Die Here is dan nie regverdig nie. Hoe moet dit dat almal sterf? As ons kyk na die konteks rondom ons in ons land, Here, waar is geregtigheid? Skree ons teen hemele. Maar die oomblik as God geregtigheid laat geskied, nee, dan staan ons weer aan die ander kant van die debat. Here, maar dis dan nou nie regverdig nie. God is nooit onregverdig nie. God laat altyd geregtigheid skied. En die tweede rede hoekom God wil hê dat Moses hulle moet Joshua hulle moet plat maak wanneer hulle in Jerigo ingaan, is dat God is bang dat die volk, sy kerk, die heidense praktyke van die stad Jerigo gaan begin aanneem en daaraan gaan deelneem. Ons het so 'n paar weke terug daar gepreek in wat ons noem sinkretisme. Dit is die een ding wat die gelowiges vanaf Genesis 1 tot en met 25 Augustus 2024 plaag. Nou sinkretisme, ek gaan nie weer breedvoerig daarby stil staan nie. Sinkretisme beteken dat jy die wet van God vat plus ander goed. Ons het laas keer ons gepraat oor sinkretisme gesê, weet jy bely God, maar jy lees ook jou sterre. Jy bely God, maar jy neem ook vreemde teologie aan, hè? En die gemeente, ek het ook al vir julle gesê, net omdat jy 'n boek by Kom koop, beteken nie dis teologies 'n goeie boek nie. Asseblief nie. Kom vra nie, is die teologie van die boek reg. Kom vra net, gaan hierdie boek vir ons geld maak. Dis dit. Die musiek waarna ons luister. Net omdat dit geklassifiseer word as gospel, maak dit nie goeie musiek nie. Waarmee voer jy jou geestelike lewe? Of is die wet vir ons sentraal, soos wat God ook die opdrag gee in Josua 1? Ek weet nie of ken julle Rat Kings nie. Ken iemand die begrip van Rat Kings? Dis iets nuut wat ek geleer het. Maar Reina het ek 'n skyfie saamgebring van Rat Kings. Ja, okay. Dis die mooiste foto wat ek kon kry, 'n fossilized Rat King. Nou Rat Kings gebeur waar rotte en muise 'n plaag begin raak en dan begin hulle baie op mekaar te leef. Die ekskresiestowwe en die vuilgoed rondom hulle en wat hulle afskei, maak dat dit taai begin word, dan sit hulle sterte aan mekaar vas. Nee? Dan begin die sterte te knoop. Nou nie knoop, maar julle verstaan wat ek sê, nee? Dit lyk dan nou so, soos ek sê, dis die minder getraumatiseerde prentjie wat ek kon kry daarvan, en dit word 'n Rat King genoem.
Hierdie arme rotte en muise moet dan nou as 'n eenheid beweeg en die uiteinde is dat hulle mekaar begin doodmaak, né? Want die een wil daai kan, die een wil die kan, die een is honger, die een is dors. 'n Rat King, en dit laat my dink sinkretisme is baie dieselfde. Ons raak so vuil van die taai goed in die wêreld, reg? Die vuil goed wat ons verhouding met God besoedel en besmet, dat ons as hierdie Rat King aan mekaar, aan die praktyke wat nie wetgeoriënteerd is, die begin vassit, en dat ons as hierdie komplekse wese wat die kerk moet wees, en wat heilig moet wees, in die wêreld beweeg. Gemeente, ek het laas keer ook vir julle gesê, en by die gesinsdiens laasweek het ek in detail daarby gaan stil staan, dat ons brood nodig het vir 'n teologie van verwoesting. Omdat dit die laaste Sondag is van ons maand wat ons praat oor geregtigheid, wil ek asseblief weer daarby stil staan en die Sondag daarmee afsluit. Ons word geroep om sisteme af te breek. Reg? Nou in Joshua se tyd en in sy konteks was dit om mense te gaan uitmoor en 'n stad in te neem. Ek verstaan dit. En ek verstaan ook dat wanneer mens 'n liturgiese ruimte betree, dat jou taal ongelooflik baie gewig dra en dat jy dit wat jy sê deeglik moet weeg voordat jy dit kom sê. En ek besef dat wanneer ek praat van verwoesting, ons wat in 'n Suid-Afrikaanse konteks is onmiddellik dink aan busse brand, geboue afbreek, vandalisasie. Dis nie wat ek bedoel by 'n teologie van verwoesting nie. By 'n teologie van verwoesting sê ek die volgende: die wet van God, die 10 gebooie wat opgesom word in Matteus 22, is van so 'n aard dat dit ons verhouding met God bevorder, gebod 1 tot 4, en ons verhouding met ons naaste. Dit is 'n dinamiese stel reëls, as ek dit so kan noem, riglyn, soos wat Joshua 1 het noem, 'n rigsnoer. Jy hoef nie uit te stap en goed te gaan verbrand nie. Wanneer ons hierdie rigsnoer in ons lewe gebruik, en julle hoor iets van Psalm 1 ook in Joshua 1, hè, dit dag en nag oordink, dan is ons besig om sisteme af te breek, wat ons verhouding met God, ons Rat Kings maak, maar ook ons verhouding met ons naaste benadeel. En in die plek daarvan, kom bou ons saam met God sy koninkryk. Net die idee, net die gedagte vir God, dat iets hierdie volk kan besmet, hulle minder heilig kan maak, gee hom die opdrag om te sê woed uit. Net die gedagte. En ons gaan so nonchalant om met die goed wat ons toelaat in ons lewe. Ons gaan so nonchalant om met hierdie goed wat ons so graag vermeng met ons eie godsdienst. Jy kan nie staan en God bely en dan jou vertroue in ander goed gaan sit nie. Gemeente, by die laaste Sondag van Augustus maand, moet ons opstaan en besluit wie dien ons. Die tema van vandag is 'n goddelike dinastie. En wat gebeur in hoofstuk 1, gebeur ook in hoofstuk 24. Nee, ek wil gesê hy maak 'n sirkeltjie. Nou met 'n goddelike dinastie, 'n dynastic succession, dis wat ons dit noem in teologie, beteken dit dat jy deur jou bloedlyn 'n erfgenaam is van 'n titel. Reg? Wat byvoorbeeld die Britse koningshuis, toe koningin Elizabeth tot sterwe kom, volg Charles haar deur middel van 'n dynastic succession, volg haar oudste seun prins nou koning Charles haar op as monarg van die Verenigde Koninkryk. As Charles tot sterwe sal kom, sal William hom opvolg tensy hy abdikeer of iets oorkom. Julle verstaan, daar's 'n suksesie wat gebeur. In hoofstuk 1
En in hoofstuk 24 is daar 'n dynastic succession. En by elke dynastic succession is daar 'n aflê van 'n eed. Weereens, Prins Charles moet 'n eed afgelê het, né, toe hy met sy coronation, met sy kroningsplegtigheid. Hy moet sê, ek is die koning nou van Engeland en my werk is om die mense te beskerm en die wette van hierdie land te beskerm en seker te maak dit geskied. Baie leuke taal gestel. By die dynastic succession word die stokkie nou gegee aan Joshua en hy lê die eed af dat die wette van die land, van God se koninkryk sal geskied. En dieselfde gebeur in hoofstuk 24 nou gemeente en daarby wil ek afsluit. Joshua en Moses deel nie 'n bloedlyn nie. Dit is nie 'n dynastic succession soos wat ons dit in die wettige taal verstaan nie. Hierdie dynastic succession, hierdie dinastiese opvolging, Afrikaans klink nie so mooi nie, geskied deur wie God aanwys as sy verteenwoordiger. So Moses is God se verteenwoordiger. Moses kon ook nie die beloofde land ingaan nie, want hy het gesondig, né? En onthou hy die klip geslaan op die rots. Hy kon nie, hy sterf op die Nebo-vlakte met die land in die voorsig. Joshua volg hom op as God se verteenwoordiger. Die volk pledge dat hulle Joshua sien as God se verteenwoordiger. Is dit nie presies wat by die nagmaaltafel gebeur nie? In die laaste diskoers wat Jesus met sy disippels het in Johannes 13, dis die grootste diskoers waarvan ons weet, né? Die langste gesprek wat Jesus met sy disippels het waarvan ons weet, sê hy vir hulle aan die nagmaaltafel, ek gaan na my Vader toe, ek gaan om vir julle plek gereed te maak, maar julle is nie alleen nie, ek stuur my Gees vir julle. Die Gees wat God se verteenwoordiger is, maar gemeente, julle ook, wat deur die werk van die Gees deel is van hierdie dynastic succession. Julle is ook God se verteenwoordigers in die wêreld. Daarom, in hierdie koninkryk tyd, mag jy weet dat die Here jou vashou in hierdie opdrag wat hy jou gee om sy koninkryk te gaan leef. Mag jy, daar waar jy gaan, sterk staan en vasberade wees in die wete dat die Here vir jou sal gee wat jy nodig het om vir hom, saam met hom, af te breek wat afgebreek moet word en dan in die plek daarvan sy koninkryk te bou. En liewe gemeente, mag ons vandag opstaan en ook saam met die Gees erfgename van God se koninkryk, die wette van God onderhou, dit dag en nag oordink, dit gebruik as rigsnoer vir ons lewens. Want liewe huisgenoot, wat hierdie huis van God aanbetref, ons sal die Here dien. Amen.
Gemeente, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. En jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en hierdie gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of selfs die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie 'n vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets wat aan hulle behoort nie. Amen. Volgende skyfie, dankie. Verwyder dan die vreemde gode tussen julle huisgenoot en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel. Amen. Kom ons dank die Here met ons offergawes. Tannie Joan, Tannie doen vir ons die gemeentegebed vanoggend. Ek gaan vir Tannie na vore nooi. Terwyl Tannie Joan na vore kom, Tannie Ina, Tannie het nie Tannie se hand opgesteek nie. Tannie kuier ook vandag hierso by ons boek. Wil jy nie asseblief net gou vir my help nie, want Tannie Ina sit hier voor jou. Om net vir 'n lekkertjie te gee. Kan nie altyd mooi sien van bo af nie. Daar langs
Taleen en Jari. Goeiemôre almal. Kan ons bid? Here, dit is 'n verskriklike voorreg dat ons so saam kan kom, saam met mense wat hoofsaaklik eenders dink. En dankie, Heilige Gees, dat U die behoefte in ons harte plaas om kerk toe te kom. En dankie dat ons dit kan doen sonder 'n beletsel. Daar is plekke in die wêreld waar dit nie kan gebeur nie. Here, ons glo dat U hierdie diens geseën het. Ons glo dat dit elkeen van ons geraak het en dat ons hierdie hele gebeurtenis, hierdie hele boodskap wat gewoonlik vir ons baie waarde inhou, vandag na vandag besonder sal oordink. En U gee vir ons 'n opdrag. Oordink my voorskrifte en hierdie gedagtes dag en nag. Ons eer U, Here, sien ons pogings wat so tekort kom raak, want ons bring aan U die lof en die eer en die aanbidding. En dankie vir hierdie mense wat te doen gehad het met hierdie byeenkoms, hierdie diens vanoggend. Dankie vir gedagtes wat neergelê is en Here, seën ons verder as ons na huis toe gaan en weer opgeneem word deur die wêreld. Help vir ons om dit in te sien en dit in oënskou te neem. Dankie ook vir die bydraes wat gegee is vanoggend. Ons weet, Here, dit word gebruik in U diens. Amen.
Huguenot, kerk vir wie die Here liefhet, hy self gee vir jou die opdrag. Wees sterk en wees vasberade. Moenie skrik nie en moenie bang wees nie. Want hy, die Here jou God, sal met jou wees, oral waar jy gaan. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek hoop julle het 'n heerlike dag en 'n lekker week. Sien julle volgende week, naweek by die kermis. Totsiens.